Jy al agtergekom dat wanneer jy onder druk is by die werk, of dit nou weens werkslading is, of finansies is, of 'n slegte baas, of dalk is jy die slegte baas, of wat ook al dit is, wat jy onder stres plaas by die werk. Jy al agtergekom hoe dit dan alle ander verhoudings of commitments in jou lewe ook affekteer. Jou huwelik vat iewes skielik stryn, jou vriende sien jou nooit nie, jy kom nie by die kerk of by klein groep uit nie. Alles wat nie gemeet kan word met geld nie, kry altyd die kortste strooitjie van die deadlines en die moegheid en die stres van jou werk het jou oorgeneem. Nou ons weet, werk is goed, maar wanneer dit alles anders in jou lewe wat belangrik is onder druk plaas en soms negatief beïnvloed, dan het iets wat goed is, jou God geword. Soos julle weet, gesels ons oor werk vir die volgende paar weke. Juist oor die belangrike intersection tussen my geloof en dit wat ek doen om geld te verdien, my werk. Nou vir baie mense is die twee omtrent so geskei, dat jy nie jou Sondag kerklewe op 'n Maandag kan toepas as jy by die kantoor kom nie, want jy was nooit geleer hoe om dit te doen nie. En vandag praat ons spesifiek oor die spanning tussen God wat sê, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, en dieselfde God wat dan sê, do not make any idols for yourself. En omdat ons minstens 1/3 van ons dag, 5 dae per week, aan werk spandeer, ek weet dominees daarom net 1 dag 'n week, moet ons bewus wees dat werk 'n geweldige potensiaal het om te bepaal en te ontbloot wat ons eintlik liefhet, wat ons eintlik voor bang is, wat ons eintlik najag en ultimately wat ons eintlik aanbid. Werk kan 'n afgod in jou lewe raak. Maar werk kan ook vir jou die ander afgode van jou, van materialisme, van afguns, van onvergenoegdheid, van greed, werk kan ook daai ander afgode in jou lewe uitwys. Eksodus 20 vers 4 sê die Here, you shall not make for yourself any idols, or any likeness of what is in heaven above, or on earth below, or in the water under the earth. Nou ek wil gou by daai punt vir julle vra om te gesels met mekaar oor hoe jy dink werk 'n afgod in mense se lewens kan raak. Gesels met mekaar en dan gaan ons verder. Julle, ons weet obviously ten die tyd dat 'n idol of 'n afgod, dis nie noodwendig of uitsluitlik 'n fisiese standbeeld nie. Ons weet dit is enige iets waarna toe ons draai vir betekenis, vir sekuriteit, vir hoop en lewensvreugde of selfs vir identiteit. Alles goed wat net God alleen kan bied. En ja, werk gee vir ons tot 'n mate 'n sin van bevrediging, 'n bietjie identiteit en betekenis en sovoorts. Maar wanneer ons op daai goed roem, wanneer ons op werk roem, wanneer ons op identiteit roem as 'n merker vir my bestaan en vir wie ek is, wanneer ons op daai goed vertrou en staat maak, soms meer as op God, dan loop ons die gevaar om van dit afgode te maak. Jesus sê dit self in Matteus 6 vers 21, sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dit is interessant hoe Jesus nie sê, jou skatte is te vind waar jou hart op fokus nie, want ons dink altyd, alles kom uit die hart uit en dit is so. Maar wanneer dit kom by afgode, die ding wat ek my oë op vestig, raak my hart sal daai ding volg. Jesus sê jou hart sal volg waar jou oë en jou begeertes en jou insecurities en jou comparison na te gaan. En dis die goed wat deur mot en roes verwoes word, wat afgode word en ons hart wegtrek van dit wat saak maak. En my en jou hart sal altyd loyaal bly tot dit waaraan ek en jy die meeste waarde heg. As dit geld is, gaan jou hart na geld loyaal bly. As dit sukses is, gaan jou hart na sukses loyaal bly. En daarom in 'n kultuur waar almal hulself die hele tyd vergelyk met ander mense, word die groot vraag oor werk vir my en jou vandag as gelowiges, word die groot vraag oor werk gevra op die volgende manier. Wat sit eintlik regtig, werklik waar, agter jou motivering vir harde werk?
Agter jou motivering vir meer werk, agter jou motivering vir groter projekte, agter jou motivering vir upscale en upgrade en vir daai bevordering. Wat is jou eerlike voor God antwoord? Ek wil hê julle moet met mekaar gesels oor die volgende vraag. Op 'n skaal van 1 tot 10. Hoe lyk jou eie vergenoegdheid, jou eie contentment oor waar jy tans is in jou werk of in jou beroep? Gesels eerlik met mekaar oor waar sit jou vergenoegdheid, jou contentment oor jou werk of jou beroep tans. Jy sien, as dit by werk kom, word die afgode in my en jou hart ontbloot op verskillende maniere. Ons kom dit nie altyd agter nie, maar hier is so 'n paar maniere hoe jy die afgode in jou hart kan agterkom wanneer dit by werk kom, jou motiverings agter dit. Nommer 1 is, jy kry die bevordering. En iewes skielik hanteer jy die mense onder jou so second-rate werkers. En die kans is goed dat jou afgod eintlik mag is. Jy het gebid vir die bevordering, maar mag was eintlik jou afgod. Die tweede een is, jy verloor jou werk en skielik betwyfel jy God se ingryping, God se goedheid in jou lewe. En jou afgod was dalk stabiliteit en gemak. Die ander ene is, jy kry nie die bevordering nie. En jy raak resentful teenoor jou kollega wat dit gekry het. Die kans is dat jou afgod dalk entitlement was. En die ander een is, jy kry 'n groter kontrak van werke, en skielik is jy nooit by die huis nie, of jy is nooit by die kerk nie. En jou afgod is dalk jou eie ek, want nou kry my familie swaar, ek kom nie by die goed uit wat vir my saak maak nie. 'n Ander voorbeeld is, jy tree af, en jy's iewes skielik is jy nie meer die baas nie, iewes skielik is jy nie meer die leier nie, iewes skielik het jy nie 'n rede vir opstaan in die oggend nie, iewes skielik is daai titel wat op jou deur gesit was, is nie meer daar nie, en die kanse is dat jou afgod was dalk performance, of sien my raak. En vriende, jy sien, om meer in jou eie vermoë om te werk te kan vertrou, is om die geskenk wat God vir jou gegee het, dit bo God te plaas. Om dit te plaas bo die gewer van die geskenk. Elke keer wanneer ek en jy die geskenk God maak, en nie die gewer die God maak nie, dan is dit 'n afgod. Dis ook hoekom God besluit het, vir 6 dae het hy geskep, en vir 6 dae vra hy vir die mens om te skep, en op die 7de dag sal hy rus, en hy het 'n bevel vir my en jou gemaak, sodat werk nie ons afgod raak nie, sodat dit wat ek nie kan beheer nie my eendag beheer nie. En die uitnodiging vir my en jou is baie eenvoudig, Oosterlig. Do not trust the blessings of God and the satisfaction you get from it more than you trust in the God and lean on Him for meaning and for satisfaction. Moenie dat die seëninge van God jou afgod raak nie, en dat jy meer op dit staat maak as op God self. Ons het al baie keer die voorbeeld vertel in ons Oosterlig van die nurse, Bronnie Ware, Australiese nurse, wat met mense wat terminaal siek was gewerk het, en hoe sy vir hulle dan versorg het, en hulle skoongemaak het, en hulle gebad het, en het sy altyd op 'n manier vir hulle gevra, as daar een ding is waaroor jy regtig spyt is, as jy terugkyk op jou 40 jaar van lewe, 60 jaar van lewe, 90 jaar van lewe, as daar een ding is waarop jy regtig spyt is, en sy het dit in 'n boek geskep, The Top 5 Regrets of the Dying. En sy sê, die een ding wat sy by al die mans gehoor het, was, I wish I hadn't worked so hard. Ek wens ek het nie so hard gewerk nie. Want hier is die ding wat gebeur, eendag gaan jou kind gaan nooit, my kinders, Luther, gaan nooit vra, papa, wat is jou netto bedrag, as jy klaar gewerk, as jy gepay het, wat kry jy? Hoe lyk jou bankrekening? My kind wil weet, papa, wanneer kom jy huis toe? Hy soek my presence. En die Here God wil vir jou, ons is in 'n aspirational culture hier by Oosterlig, ons het mense wat regtig great werk doen, en groot poste het. En ek wil jy moet die gevaar loop,
Dat jou kind nie weet wanneer jy huis toe kom nie, maar hy weet hoeveel geld jy het. Hy weet die details van die bakkie wat jy ry, maar hy kan nie staat maak op jou om by sy rugby te wees nie. En is maklik vir my en jou om te sê, maar ek doen dit juis vir my gesin, ek doen dit juis vir my toekoms, ek doen juis sodat ek vroeër kan aftree. En ek glo 'n deel van dit is waar. Jy moet beplan, jy moet werk, jy moet vroeg opstaan, jy moet in die sweet van jou aangesig jou brood verdien, maar moenie dat die sweet van jou aangesig en die brood wat jy daar kry jou afgod raak nie. Jy sien, wanneer werk, selfs vir die beste van redes en die opregste van redes, wanneer werk jou wegvat en alienate van die belangrikste en die noodsaaklikste verhoudings in jou lewe, onder andere jou verhouding met God en jou gemeente en jou verhouding met jou naastes, jou familie en vriende, dan kan jy vir my sê net wat jy wil. Werk is jou God en jou gesin is die scapegoat wat die prys betaal vir jou aanbidding by die altaar van werk. En is net die evangelie, vriende, is net die evangelie van Jesus wat ons kan vrymaak om nie te val vir die valse gode van ons tyd en die kultuur as dit by werk kom nie. Want die evangelie van Jesus sê vir ons, jy kan werkloos wees, jy kan 'n straatvuur wees en jy sal steeds geroep wees, jy sal steeds betekenis hê, jy sal steeds 'n God-gegewe identiteit dra. Aan die ander kant, jy kan die grootste verskil in jou werk maak, jy kan groot projekte aanpak, en jy sal steeds nie voel jy's genoeg nie, of jy word nie in belangrike boardrooms gerespekteer nie, en jy gaan nooit die corner offers kry nie, want jou identiteit is nie in Christus nie, jou identiteit is in werk. So gesels vir oulaas met mekaar, hoe sal dit lyk vir jou, prakties vir jou, wanneer jou identiteit in Christus lê, wanneer jy in die kantoor stap, en nie in wat jy gaan produce nie. Gesels met mekaar oor dit. Psalm 73 vers 25 en 26 bly een van my grootste, belangrikste, beste verse waarin ek vashou. En die psalmdigter sê in Engels, whom have I in heaven but you? And earth is nothing I desire beside you. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my life, and He is my portion forever. My hart en my liggaam mag wegkwyn, maar God is my krag en hy is my ewige erfdeel. Jy sien, totdat jy nie besluit, hy is die erfdeel wat vir my beter return on investment kan gee bo enige ander belegging op die aarde nie, sal jy altyd in die versoeking wees om werk en dit wat dit vir jou bied, selfs met die beste intensies, te verafgod. Ten slotte, wat dan? Wat doen ons om nie werk 'n afgod in ons lewens te maak nie? 1. Ek erken dat werk 'n geskenk van God is, maar dit is net 'n means to an end. Tweedens, ek beoefen soli Deo gloria elke dag. Aan God alleen al die eer. Dis op elke R1 muntstuk van Suid-Afrika, die ouer muntstukke. So ek het 'n R1 muntstuk in my kar, hy rattel die heeltyd daar, hy irriteer my daar, maar dis die herinnering. Iwer, wat ook al jy doen, waar ook al jy gaan, aan God alleen al die eer. Nie my werk nie, nie my job title nie, nie my sekuriteit wat dit vir my bied nie, niks nie. Derdens, onthou Oosterlig, tot die dag wat jy doodgaan, sal jy altyd koninkryks betekenis het, met of sonder 'n werk, met of sonder die corner office, met of sonder die betekenis wat jy bring. Jy sal altyd koninkryks waarde en betekenis het, en mag die lewende God vir jou môre werk te stuur met 'n nuwe ywer in jou hart. Ek weet wie ek is, so ek hoef nie op ander mense te trap om te kom waar ek moet kom nie. Christus is my erfdeel. Genade en vrede vir julle van God die Vader, in Jesus naam. Amen.